gaan vra dat Tuisie vir ons sal open asseblief. Baie dankie. O Heer, ons God, U is ons bron van krag. U is altyd daar om te luister na ons gebede. U alleen is ons hulp. U skenk aan ons net U rus en U vrede. Ek wil U vra om ons by te staan in hierdie dag. Want wanneer daar woeste lewensbrande oor ons slaan, dan gaan ons net op ons knieë neer en ons praat met U, Heer. Want ek weet dat U liefdevol op ons neerkyk. En as ons wêreld in duie stort en alles wil vergaan, dan weet ons U is daar vir ons. Heer, ek bely dat ons altyd net van U vra en ons kom altyd net met probleme en ons wil net altyd kla. Maar vandag kan ons sien om na U toe te gaan. Skenk U aan ons die lig. Dit is dat al die skadekolle in ons lewe dan wegvlug, Here. Here, U is vir ons so groot God. En ons kan dit nie altyd besef nie, ons aanvaar net altyd. Dit moet so wees. Maar as 'n mens kyk daarna, dan kan 'n mens sien die wonders van U genade aan ons, Here. Here, waar daar probleme is, waar daar kwaadwilligheid is, wil U intree, Here, en dit verwyder. En misverstande wat ook plaasvind, Here, sal U dit op U manier vir ons heeltemal weer in orde stel. Heer, lei ons deur hierdie dag, behoed en bewaar ons. Ons vra dit in die groot en heilige naam. Amen. Dankie, Matthys. Dan gaan ek oorgee vir van Diana. Daar is hy. Dankie. Hallo julle almal. Is Nini nog siek? Is sy siek? Okay. Alright, eerstens moet ek nou net vir julle verduidelik, daar is ons gewone almanak, wat ons nou daagliks op, wat die hele wêreld nou eintlik opwerk, en dan het die Jode hulle almanak. Maar ons het die almanak wat nou die gewone dae van ons April wys, en dan wys hy Nisan. Nisan is die eerste maand van die Bybelse kalender. Nou, ek wil net verduidelik, dan in die Bybel staan, op die 14de Nisan word die Pasga gevier. En dit beteken dis in April, dan die 12de. Dis Saterdag, dis môre. En hulle feesvieringe begin mos in die aand. Hulle dae begin in die aand 6:00 of die sê hulle nou op die almanak 6:26. Dit hang af wanneer die son begin sak. En dan is dit nou die eerste Pasga is dan op ons almanak is dan 12de April, maar dis eintlik 14 Nisan op die Joods. So op die 14de Nisan is dit dan die Pasga, en dan die 15de Nisan is nou net die Sondag wat op ons 13de is. Dit is dan die begin van die ongesuurde brode. En op 16 Nisan dan begin die eersteling gerf. Maar ek weet julle al hoe werk die almanak of weet julle nie? Het julle al bietjie gekyk daarna? Maar ja, okay. Maar ek het nou maar net genoem, jy weet dat Nisan is die eerste maand van die Joodse, en hulle datum is dan die 14de Nisan, maar dis op ons 12de April. En dis dan nou môre aan. Nee, is reg. Dis môre aan. Ja, want eintlik loop dit alle dae van son onder tot son onder. Ja, dis mos van sonsak tot sonsak. Ja, So, ja. dis- Ja, dis alle dae soos dit eintlik is. Maar eerstens gaan ek dan nou net vir julle 'n skrif lees uit Eksodus 12 vers 21 tot 23. Julle het die blaai kopies, nee. Ek begin by 21. Moses het toe al leiers van Israel bymekaar geroep
en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hyssop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deur kusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. So dit word op die deur kusyn gesmeer. As Jahwe verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deur kusyn sien en die deur oorslaan. So hy gaan verby dan. As jy deur nie bloed op het nie, dan gaan hy jou wat noem jy daai woord die as ek net sê, hy sal die dood nie die dood bring in julle huise nie. Okay. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. So is net die wat nie bloed op die deure het wat dan die dood gaan tref. En dan gaan ek op Ja, die Tannie, dit was mos deel van die 7 plaae. Ja. Dat is die laaste ene wat gesê was nee, al die eerste geboortes gaan doodgaan en die een wat dan die bloed aan die deur smeer Sal nie. sal nie Ja. En in Ja, Engels noem hulle dit Passover, waar ons dit nou Pesach is Passover. En Passover is basies, okay, hier is die bloed Passover. Ja, hy pas verby. Yes, Ja, Passover. So dit is waar dit hy actually- gaan dit. Ja. En dan gaan ek op volgende blaai aan met Exodus 12:24 tot 27. Julle en jou kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat Jahwe vir julle gaan gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê dit is 'n paasoffer aan Jahwe, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het, terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. So, ja, hy het Passover nie, by, ja. Toe die volk in aanbidding gegaan. Maar ek wil graag uit Johannes 19 vers 31 lees. O, hier is my Bybel. Ek het dan my eie Bybel gebring en hier het ek die 10 commandments ook. Okay, ek wil lees vanaf 19 vers 31. Want onthou, Jesus is die, ek het dit nou hier geskryf. In die Pesach sien ons Yeshua as die paaslam. Yeshua as die paaslam. In die Pesach. Maar nou wil ek Johannes 19 vers 31 omtrent tot so 20 lees. En dan gaan ek dit lees. Vers 31. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot. Het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Die albei wat langs Jesus op Yeshua hang het aan die kruis. Maar toe hulle by Yeshua kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig. En sy getuienis is waaragtig en hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Maar dan gaan dit nog aan, want dan is dit die begrafnis en na hierdie dinge, net sien daar, 31 tot 20 vers 1. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim uit vrees vir die Jode, het Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem, en Pilatus het dit toegelaat. Hy het toegegaan en die liggaam van Yeshua wegneem. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nag na Yeshua gegaan het,
het ook gekom met 'n mengsel van mirre en aloe van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesua geneem en dit in doeke toegedra, saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Yeshua toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode omdat die graf naby was. En 20 vers 1, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Dis net tot so ver dat jy nou kan sien, toe is Yeshua nie meer daar nie. Maar ek gaan nou aangaan hierso. Kyk, ons dit. Ja, en het ek ook geskryf, dit beteken to skip over, to pass over. Ja, of to pass over. So, ja. En nou praat Jesus hierso, is 'n paar slides wat ek gaan lees, wat hy eintlik praat. So, as ek nou lees byvoorbeeld, ek is die koning en 'n koning het 'n koninkryk en heerskappy, is dit Yeshua wat dit sê. Skus dat ek partykeer Jesus sê, want nou in my Bybel staan so, en dan vergeet ons partykeer om dit reg te lees. Hy sê, ek is die koning en 'n koning het 'n koninkryk en heerskappy. 'n Koning het 'n wet in sy koninkryk, sodat die mense kan leef en voorspoedig wees. Dit is wat hy graag wil hê, dat almal moet voorspoedig wees. Wanneer die mense nie volgens die koning sê wat se wet leef nie, is daar oordeel. En dit is hoekom ek nou die 10 gebooie ook het. Dit is maar die wet. Die wet is maar die eerste 5 boeke, maar die 10 gebooie is baie belangrik. Maar julle het ons almal dit. Okay, dan sê hy, my oordeel het oor die Egiptenaars gekom as gevolg van hulle trots en rebellie. Jy sien, dit het oral gekom, want hoeveel keer het die Farao gesê, dis reg, hulle kan nog gaan, en dan besluit hy anders. En toe kom die laaste plaag, wat toe nou die ergste was. En toe gebeur het nou die Paasouer. So hulle was trots en rebellie. En daar is 'n rede waarom die oorblywendes genaamd Israel gered is. Hulle was verbondsmense. En as gevolg van die bloed wat op die deurkosyne gesmeer is, het ek hulle gered. Sien, dit was omdat hulle verbondsmense was, dat hulle gered is. En dan het ek hier 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Yeshua, laat ons dan fees vier. En dan het ek hier ook, ek het ook 'n prentjie daar van 'n Passover lamb hier langs aan. Ja. Has been sacrificed. Christ our Passover lamb has been sacrificed. Ja. Ek wil nie hê my mense met die feit dat ek myself aangebied het as die paaslam vier. Jy is nou vry van die wet van die sonde en die dood. So, as jy dan die wet, want hoe lees hy nou, ek wil hê my mense moet die feit dat ek myself aangebied, so hy het homself aangebied as die paaslam. Het as die paaslam moet jy dit vier, jy is nou vry van die wet van die sonde en die dood. So, jy is nou vry. Op die Pasga is ek geoffer, sodat jy my bloed op jou sondige natuur kan aanwend deur ons verbond, sodat jy gered en my volk genoem kan word. So, dit is wat Jesus wil hê, Yeshua wil hê, ons moet sy volk wees. En dan sê hy ook, my mense luister na my woorde. Dit is my bloed
wat versoening vir jou bewerk. Binne in my bloed is my natuur. Dit word nie net my DNA genoem nie, dit is, ek is. So, en toe het ek daar so 'n prentjie daar gesit van hoe die DNA min of meer lyk, daar met die holy DNA, die prentjie. Ek is, my DNA's en hakies, het 'n kode, 'n struktuur en 'n orde, net soos jou DNA, ons DNA. Dit is my koninkrykskode, my wet. Die orde van my natuur, die orde van Melchisedek. Jou DNA dra die slang se kode van trots en die orde van Baal, die sondige natuur. Ek dink almal het maar die sondige natuur gehad, so ons moet na sy wet luister, jy verstaan, daai, ja. Dit is die wet van sonde en die dood wat jy in jou DNA dra. En dit stuur syne aan jou siel om te sondig. En dit hou die vloeke in jou lewe in plek. Jy sien, as jy bly sonde doen, dan bly dit, en dit stuur syne aan jou siel om te sondig, en dit hou die vloeke in jou lewe in plek. So die vloeke gaan dan in jou lewe bly. Dit is die rede waarom jy versoening nodig het. So jy het versoening nodig. Dit is die rede waarom jy my bloed moet aanwend deur belydenis. Ja, ons moet bely en ons moet dit meen ons moet om vergifnis vra vir ons sonde. Ek is geoffer as 'n paaslam, eens en vir altyd, maar jy moet die bloed aan jou deur smeer. Anders is dit die van geen waarde vir jou nie. So ons moet nog steeds vandag, is nou nie rarig, dit is nou maar net, hoe kan ek vir jou sê, dit is op jou hart, jy moet die bloed aan jou deur smeer. Ja. Anders is dit dan geen waarde vir jou nie. Wend my bloed aan, wees nederig voor my met 'n berouvolle hart. So ons moet 'n berouvolle hart hê en ons moet nederig wees. Dis wat ek nou die dag ook gepraat het oor die verwerping, wat die woord baie belangrik is. Jy weet, en hier is dit ook baie belangrik om 'n berouvolle hart te hê. Dit is deur my bloed wat jy in my verbond bly, want dit is my verbond wat jou in my koninkryk vestig. Ja, in sy koninkryk. Ja. En dan het ek 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Yeshua, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. En dit is wat ons gelees het ons nou in Exodus 12, wat hulle het ook gesê dat dit moet hoe sal ek sê, liggaams, hy moenie 'n gebrek hê nie. En Yeshua was aan die kruis, ook toe hy was nou al klaar oorlede, en toe het hulle nie sy bene gebreek nie. Hy sê, eer die fees van die Pasga as erkenning van die feit dat ek die paaslam is, wat vervulling gebring het aan die belofte. Dit is een van my koninkryksbeginsels, want as jy dit eer, wandel jy volgens my koninkryksbeginsels. So mens moet dit eer. Dan gaan ons oor na net die lam, ook maar die Pesach, maar net die lam. En hy sê, hy was die perfekte lam gekies om vir die sondes van alle nasies. So dit was vir almal, nie net vir Israel nie, dit was vir al die nasies. Wat dit is, ja.
En dan gaan ek Hebreërs 9 vers 11 tot 13 lees. Maar Yeshua het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Hy het 'n ewige verlossing gebring in sy heiligdom. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreine gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Dit was baie rein. Dit is hoekom daar bloed was toe hulle lammers en diere gebring het. Dit was baie heilig, die wat hulle gegooi het op die altaar, die bloed wat hulle versprei het. Dit was baie heilig geweest. Dis wat ek nou maar so opgelees het. Dit was baie heilig geweest. En dit is hoekom dit nog steeds die bloed baie heilig is. Ja. En dan ek hy wys nie by my bo die Hebreërs 2:14, 9:14 tot 15. Okay, ek lees dan 14, hoeveel te meer sal die bloed van Yeshua ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Yeshua immers homself as volkome offer deur die ewige gees aan Elohim geoffer. Hy het homself geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Sodat die erfenis kan ontvang. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En dan ons moet maar ongehoorsaam wees, al het hy vir ons verlossing gebring, jy weet. Ja, ja. Toe Israel die tempel gehad het, is daar een keer 'n jaar 'n lam gekies. Dit was toe Israel die tempel, was daar een keer 'n lam gekies om geoffer te word vir die sondes van die hele nasie. Dit is van Bethlehem gelei tot by die tempel in Jerusalem. Mense sou palmtakke waai en psalms sing, insluitend Psalm 118 vers 25 tot 26. En ek gaan dit gou lees. Ek wil net gou Psalm kry. Psalm nee, dit is Matteus 118. Okay, dis dan vers 25, 26. 25, ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ontseën julle uit die huis van die Here. Dit is wat psalms, mense so psalmtakke waai en psalms sing. En dit is wat hulle dan gedoen het. Okay. En dan gaan ek aan Yeshua het op dieselfde manier op dieselfde dag in Jerusalem ingery, want hy was die perfekte lam wat gekies is om vir die sondes van die nasies te sterf. So hy was die perfekte lam gewees. En dan lees ek Matteus 21 vers 9, en die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê,
Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En dan wil ek gou Matteus 22. Ek gaan nou eers lees tot daar en dan gaan ek dit lees. Yeshua is ondersoek deur die Sadduseërs en die Fariseërs. Net soos die Paasdam 4 dae voor die werklike fees, op dieselfde dag het daar Sadduseërs, hulle wat gesê het dat daar geen opstanding is nie, volgens Matteus 22:23-33, na hom gekom het om hom te ondervra. Dan gaan ek dit gou lees. Ek bly nou die Bybel daar soek, maar is nie by my. Matteus 22:23-33. Okay, dit gaan oor die Sadduseërs en die opstanding. Dit vers 23. Dieselfde dag kom daar na hom Sadduseërs. Hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie en vra hom en sê meester, hulle vra dit vir Yeshua. Moses het gesê as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers en die eerste het getrou en gesterwe en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat. Hulle het dit altyd so gedoen as die vrou haar man verloor het in die Bybelse jare, dan getrou sy met die broer of dan moet sy eet met die broer om dat in die familie bly, jy weet, vir die kinders, vir die toekoms. Okay, so ook die tweede en die derde tot die 7de toe. En laaste van almal het die vrou ook gesterwe. Nou in die opstanding dan van watter een van die 7 sal sy vrou wees, want hulle almal het haar gehad, jy weet, 7. So nou. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Want in die opstanding trou hulle nie. En so hulle trou nie as jy in opstanding gekom het. So as jy 3 keer getroud was, jy trou nie. En word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. En dis net tot daar. Maar ek dink julle almal het al hierdie deel gelees, nee. So, ja, met die opstanding is dit dan nie dat jy werklik fisies sê, maar die eerste man of die tweede man of wat ook al, ja. Dan gaan ek met die tweede paragraaf aan. Pasga word sedert die totstandkoming van verbondsvolk gevier. Die viering van die dood, begrafnis en opstanding van die Messias elke jaar op die 14de dag in die eerste maand van die Bybelse kalender, net soos Yeshua saam met sy disippels gedoen het. So, hulle het dit gedoen. Want kyk, Yeshua was 'n Jood. So hulle het dit ook gevier van die wat gered is, die Israeliete. Hoe hulle gered is. Dit was nie tot die 4de eeu tot Konstantyn, die Christelike biskoppe, gedwing het om alle verbindings met Jode te verbreek. Jy sien wat Konstantyn gedoen het. Hy wil nie gehad dat die Jode moes deel wees nie. Dat die Bybelse viering van Pasga onwettig verklaar is en uiteindelik vervang is deur die Christelike Paasfees.
So dis Constantyn wat dit begin het, om dit te verander. As verbondsvolk en Yeshua is dit belangrik dat ons dieselfde patroon volg, volgens die woord van die waarheid, sodat ons volgens sy koninkryksbeginsels kan lewe. Sy feeste is deel van sy koninkryksbeginsels, en as ons hom liefhet, sal ons hom gehoorsaam. Ek het Moses opdrag gegee dat dit 'n ewige instelling is vir alle geslagte. Dit is wat Jesus nou sê. Ek wil hê my mense moet in my koninkryk leef, en dit beteken gehoorsaamheid aan my koninkryk beginsels uit liefde. Ek wil hê dat julle my eer en Pasga vier nie as gevolg van wet nie, maar as gevolg van die liefde en omdat julle in die Gees wandel. Ek sal my wet op jou hart skryf en jy sal jou verlustig daarom. Ek het nog nooit verander nie. Hy het nog nooit verander nie. Hy gaan altyd dieselfde wees. My weë is vir ewig en ek sal die seën wat aan my gehoorsaam is. Hy sal ons almal seën as ons dit gehoorsaam. En dan gaan ek aan hierso. Okay, hierdie fees is die eerste van die jaarlikse feeste. Kyk, want Nisan is die eerste maand van die Jode, en dit is die eerste fees van die begin van hulle kalender. Dit is deur Jahwe ingestel met die uittog uit Egipte, en word vandag nog deur die Jode gevier om die uittog uit Egipte te gedenk. So dit word nog steeds gevier vandag. Ja, hulle doen dit. Ja. Maar om die uit Egipte te gedenk. Maar nou ook deur gelowiges dwars oor die wêreld gevier. Almal vier dit nou, maar party doen dit net op verkeerde datums. Dit is mos nou ingestel dat dit op die, wat noem hulle dit, die Paasfees, die van, nee, dit is mos nou 'n ding wat hulle doen van die ja, die eiers en die goede, ek weet nie die om dit uit te spreek. Ja. Ja, want hulle, ek meen, daar was nêrens in die woord so nie, dat jy moet 'n eier gaan wegsteek vir die kinders en daai tipe ding nie. Ja. Okay. Maar nou ook hierdie gelowiges dwars deur die wêreld gevier om ons verlossing uit sonde en slawerny te vier. Israel het 2 kalenders, 'n geestelike en 'n siviele kalender. Die maand Nisan is ek lees dit nou maar weer, is die eerste maand van die geestelike kalender. Eksodus 12 vers 2. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Wat nou so is, ja. En dan het ek ook net nou hierdie gesê van die 14e Nisan word die Pasga gevier en die 15e Nisan begin die fees van ongesierde brode en op die 16e Nisan die eersteling Ger. Ja. Dit staan gesamentlik bekend as Pesach en word 7 dae lank gevier. Dit was nie hierdie week word slegs ongesierde brood, so dit begin direk na die Pesach. Dan begin die ongesierde brode, dan jy vir daai hele week. Ek moet sien. Weet jy wat 'n datums is dit presies? Dit is van die Sondag af. Op ons Sondag. Ja. Ja. Dit is dan die 8ste dag. Dis die 8ste. Dis dan daai week en tot daai Sondag wat dan ongesierd, omdat hulle in daai tyd in Egipte toe hulle moes uitgaan. Toe was daar nie tyd om 'n suurdeeg te gebruik nie.
want hulle moes vinnig uitgaan. En toe het hulle nie CD gebruik nie. En nou is dit nog steeds hoe hulle dit vier, dat hulle nie CD gebruik. Hulle gebruik hierdie, wat, wat kan ek nou nie vandag al die bewoording onthou nie, die daai wat hulle, wat jy nou koop, wat nie gesuur, ja, massa, ja, hulle gebruik dit. Ja, hulle gebruik dit. Of hulle maak, jy kan jou eie ook maak, maar dan gebruik jy net, ek dink jy gebruik net meel en olyfolie en water. En dan maak jy dit self. Ja. Jy kan 'n brood bak ook daaroor. Jy weet, maar net sonder dit. Maar hy gaan nou nie rys nie. Weet, hy gaan nou maar net normaal wees. Okay, dit staan gesamentlik bekend as Pesach en word 7 dae lank gevier. Dwarsteer hierdie week word slegs ongesuurde brood geëet. Joshua is op die 14de Nisan gekruisig. Om 3 uur, die presiese tyd waar die paaslam geslag en volger is. Sien, dit was op dieselfde tyd, ja, wat hy gekruisig is. Hy is in sy sy gesteek en daar het water en bloed uit die wond gekom. Symbool van die geboorte van ons sy bruid uit sy sy geneem. Die bloed is die afwassing van ons sondes deur die bloed van ons bruidegom en die water dui op die bruid se mikwa, doop, besnydenis, en dit verduidelik hulle in Kolossense 2, maar die hele vers, al die verse. Op die 16de Nisan, hulle noem dit Bikurim. Bikurim is die eerste gerf van die graan, die eerste vrugte van die oes na die tempel van Jahwe gebring om as beweegoffer voor Jahwe gewaai te word. Ek het hom uit daai boekie uitgekry. Hy lees dit vir my lekker nie. Ek het hom vertaal. Op die 17de Nisan is die eerste gerf van die graan, die eerste vrugte van die oes, na die tempel van Jahwe gebring, om as beweegoffer voor Jahwe gewaai te word. Ja, dan is hy reg. Joshua het na 3 dae en 3 nagte uit die dood opgestaan, om as eersteling vir ons die vrug op sy arbeid, die weg te baan tot die ewige lewe, vry van die ewige dood. So as ons hom nakom, dan is ons bevry van die ewige, al die wet nakom, dan is ons bevry van die ewige dood. En dit is ook the season of salvation. So, want hy het versoening gebring. Ja. In hierdie tyd moet egter vir ons as Christene ook 'n tyd van selfondersoek inlei. Ons moet onsself ondersoek, wat is ons probleem, soos ek gepraat het nou die dag met ons skrif, jy weet, die verwerping. Jy moet jouself maar ondersoek en so aan. Ons moet met eerlikheid na ons lewens kyk en die Heilige Gees toelaat om die lig in ons te laat inskyn, sodat enige sonde aan die lig mag kom en ons in belydenis en ootmoediging daarmee kan deel. Die tema van Pesach is altyd bevryding en versoening, asook dankbaarheid vir hierdie verlossing. So, ons moet dankbaar wees dat dit gebeur het en hy het ons verlos. Ja. Okay, dan gaan ons nou aan, ek is na die season, ja, daar. En dan lees ons na 40 jaar in die woestyn, het die volk ook op 10 Nisan op droë grond deur die Jordaan gegaan,
om hulle eerste Pesach in die beloofde land op die 14de Nisan te kon eet. Voordat hulle dit egter kon vier, moes hulle deur die proses van besnydenis gaan. Dit was nog in daai, jy weet, in die Bybelse dae. Hulle moes eers deur besnydenis gegaan. Selfs as jy 'n vreemdeling was in hulle, dan moes jy eers 'n besnydenis gekry het. Vader verwag ook dat ons aan ons harte besny moet word, alvorens ons die Pasga mag vier. So dat hier is ons daarom 'n bewys dat ons aan ons harte moet werk. En dit is wat ons moet doen. Ons harte moet besny word. En dan Deuteronomium 30 vers 6, en die Here jou Elohim sal jou hart besny. Jy sien, hy sê hy dit. En die hart van jou nageslag, om die Here jou Elohim lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. So hier sê hy duidelik ook dat jou hart moet besny word. So, as dit beteken, ons moet al sy wette doen en ons moet, dit is seker maar vandag so dat ons hart moet besny. Ja. Dit help nie, mens doen seker alles, jy weet alles en jy is evil van binne nie. Ons moet jou hart besny. Dan is dit Psalm 89:15. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Die Pesach feesmaal vorm die middelpunt van hierdie fees. So dis die feesmaal wat die middelpunt is. Dis dan ook terwyl hulle hierdie feesmaal genuttig het dat Yeshua die nagmaal ingestel het. Elkeen van die elemente van hierdie feesmaal het dan ook 'n profetiese betekenis. En as ek dit met die regte gesindheid neem, word my geestelike lewe daardeur verryk en versterk. Kom ons sit nou aan by die sedermaaltyd wat ons Vader vir ons voorberei het. Die seder beteken is soos in 'n orde van, jy weet, dit is een van die soos wat ek gaan dit nou vir jou dit wat ek vir julle uitgedeel het, dis die feesmaal. Dis 'n goeie idee om die fees in te lei met die geklank van die ramshoring, die shofars. Maar ek wonder of ek nou alles, ek moet miskien net so opsomming maak van die feesmaal. Wat hulle gewoonlik voor hulle heel eers is dit met kersse wat hulle aangesteek word. Hulle gebruik 2 kersse, word gebruik op 'n menorah. Lampstander met 7 kersse en dan die ma steek dit gewoonlik aan, jy weet. Want hulle sê die duisternis het deur 'n vrou, Eva, in die wêreld ingekom en die lig het deur 'n vrou, Maria, in die wêreld ingekom. Julle volg, nee, julle het die bladsy, okay. Terwyl sy kersse aansteek, kan sy al die volgende op 'n soortgelyke gebed bid. Soos byvoorbeeld, geseënd is u Here onse God, koning van die heelal, wat u seun Yeshua HaMashiach, die Messias gestuur het om die lig van die wêreld en ons paaslamp te wees. So sy kan so 'n gebed doen. Hier staan, as jy sien, daar's 'n ander woorde, dit is die Hebreëus, maar ek gaan nou nie probeer om dit te lees nie. En aan die tweede stadium verduidelik die pappa vir die kinders hoe hulle die seder gaan verloop. Wat dit beteken is, hy vertel van die Egipte, hoe die Israeliete uit Egipte uitgekom. Hulle moet dit elke jaar moet die vaders dit aan die kinders vertel. Dit is hoekom dit vandag nog daar is. As dit so was dat niemand iets vertel het nie, dan het ons niks geweet nie. Het so. Okay. Hy verduidelik vir hulle alles. Elke beker het 'n naam wat baie betekenisvol is. En dis 4 bekers. En dan is dit Kadesh. Dit beteken die eerste beker, die beker van heiligmaking. Die beker dui op daarop dat Vader sy volk van die juk van slawerny verlos het, maar dat hy ons ook van slawerny van sonde verlos het. Terwyl ons hiervan drink, dank ons Vader vir sy seun,
wat dit vir ons moontlik gemaak het om die pad van heiligmaking te stop, om sodoende nader aan ons Vader te kan kom. Want wyn simboliseer vreugde en Joshua, soos die res van sy volksgenote, sou elke keer wat hulle wyn drink, hierdie gebed daarmee saambind. Maar mens kan maar miskien eerder net druiwesap drink. Ja. Geseënd is U Here, ons God, koning van die heelal, skepper van die vrug van die wynstok. En dan hande was, dis irshats. Dit was 'n Bybelse gebruik om hande te was voor 'n maaltyd. Hulle het altyd was baie erg daarvoor om hande te was. Jode doen dit ook as 'n ritueel. Ek wil dit egter 'n profetiese aksie noem. Hulle raak nie aan brood, simbool van lewe met vuil hande nie. So ek sal sê ons moet in ons binneste ook so voel dat ons nie ons hande fisies vuil maak nie van die sonde. Ons moet dit as 'n profetiese handeling, soos Psalm 24:3-6. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is. Wie sê Dawid dit ook. En daar was 'n stadium wat hulle partykeer die mense se voete was. Wat Yeshua die disippels se voete gewas het. Partykeer vier mense dit nog in die Pasga om die voete te was. Karpas is petersilie. Die stukkie petersilie op die bord word 2 maal in 'n bakkie met soutwater gedoop en dan geëet. Die groen dui op lewe en die soutwater op die trane wat die Israeliete in Egipte gestort het. Ook ons het baie trane gestort onder die slaverny van sonde, want 'n lewe sonder verlossing is 'n lewe gedompel in trane. Die tweede maal doop ons het om te simboliseer dat ons trane van blydskap huil oor ons verlossing. Ons moet baie dankbaar wees daaroor. Jachats breek van die middelste matsa. Op die tafel is 'n aparte bord, is daar 3 matsa ongesuurde brode. Die Papa verduidelik dat hierdie brode dui op die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Papa neem dan die middelste matsa, breek dit in 2 en sit die een helfte weer terug in die middel. Die ander helfte genoem die afikomen, die een wat gekom het, of die een wat gaan kom, word in 'n wit linne doek toegedraai en weggesteek. En Jode noem hierdie 3 matsa Abraham, Isak en Jakob, waar Isak die seun van die verbond is, wat geoffer moes word, maar toe vervang is met 'n ram. Hulle besef nie dat hulle met elke Pesach die ware paslam se offer dood gedenk nie. Ek kon net sien van die Hinduise liggaam en die kotor in die graf oor dit simboliseer seker die Afrikaner dui op Yeshua, wie se liggaam gebreek is en doeke toegedraai is en in die graf weggelê is. Magte die brood word gebreek, die boonste matsa wat dui op Vader word dan gebreek en elkeen kry 'n stukkie. Die Papa hou sy deel omhoog en dank Vader vir sy voorsiening en ook dat hy vir ons die brood van die lewe gegee het. En maar nie Stana is vra op hierdie stadium word die verhaal aan die kinders vertel en word vrae gevra. Hulle is heeltyd met dit besig. Okay. En die 3 hoofelemente, dis die paaslam wat hulle dan Papa dan verduidelik. Die ongesuurde brood wat dan daai hele week is, wat ek die datums nou gesê het, dis 8 dae, dis van een Sondag na die volgende Sondag. En dan dis dit wat ek verduidelik. Want hier staan in Jesaja 53:3, oor ons sondes is hy deurboor, gaatjies. Oor ons sondes is hy verbrysel, donker kolle, deur sy wond, streepies het daar vir ons genesing gekom. Die matsa word gepeers om egalig plat te bak. Kom ons bid die Vader die sluiers van sy volk se oë sal afruk. Maror is bitterkrye. Hierdie bitterkrye word nou geëet om te drink aan die bitter lewe wat die volk gehad het onder die Egiptenaars, maar ons dink ook aan die bitter lewe wat ons gehad het sonder Christus. Dit word weer eens in die soutwater gedoop of in die geval van horseradish wat tradisioneel geëet word, kan dit met 'n stukkie matsa geëet word.
die horseradish. Die tweede beker is dan die beker van danksegging. Tradisioneel word dit gebruik om dankie te sê vir elkeen van die plaag wat Jahwe gestuur het om in Egipte klaar te speel met die Egiptiese afgode. Elke plaag het met 'n spesifieke afgod afgereken. Elke ding wat gebeur het, was daarvoor 'n afgod, dis hoekom dit gebeur het. Hierdie beker word nie gedrink nie. Elkeen druk sy vinger in die beker en drup 10 druppels op die rand van sy bol, terwyl die 10 plae genoem word. 'n Oulike manier om die kinders die 10 plae te leer. So, dan leer hulle die kinders van die 10 plae. So dit is baie belangrik om die 10 plae te ken. En julle kan dit maar gerus weer alles deurlees. Jy weet, daai Exodus 12 wat ek gelees, dan kan julle nou weer, dis goed as mens aan mekaar goed te lees, om te herinner, of te memoriseer, ja. Ons as gelowiges gebruik hierdie geleentheid om 'n druppel op ons bord te plaas, vir elke ongeredde persoon waarvoor ons bid. Met die gebed in ons harte, dat elkeen van hulle volgende jaar saam met ons die Pessach sal kan vier. En party mense het 'n gekookte eier. Maar ek was nou al ook op sulke Paschafeeste wat ons nie dit gebruik het nie. Die gekookte eier, ons het dit nie gebruik nie. Maar ek kan dit lees as julle wil hê, of wil julle sommer self daarna kyk. Ons het dit nie gebruik nie. Maar dit simuleer dat ons nuwe lewe het in Christus. Ja. Okay, nou die charosek is 'n mengsel van gerasperde appel, fyn gekapte neut, kaneel en rooiwyn of druiwesap. Ja. Tradisioneel dui dit op die sement, morter, waarmee in Egipte gebou is, maar vir ons dui dit op die werk van die Heilige Gees wat in ons lewe die karakter van God inhou. Die onderste matsa word nou uitgehaal en elkeen kry 2 stukkies. Die charosek word nou tussen die 2 stukkies opgetel om 'n toebroodjie te vorm, en terwyl die Heilige Gees gedank word vir sy werk in my lewe, word dit geëet. Ek dink die Jode doen dit net dat hulle nie Jesus inbring nie. Verstaan? Waar die messiaanse groepe is nou volgens hierdie. Ja. Yeshua is ook die soet wat die bitter verdrink. Alleen in hom kan ons die bitter vergeet en jubel, want hy laat alles vir ons ten goeie meewerk. Die charosek en die bitterkruie word soms saam met die matsa geëet as 'n herinnering hieraan. Shulchan Orek, die Paschafeesmaal. Op hierdie stadium kan die ete bedien word, alhoewel dit soms meer prakties is om aan die einde van die seder te nuttig. So ek bedoel, jy moet eers alles doen. Soos die eerste in al die bekers, alles daar doen en dan eet jy dit. En dan Afrikomen, teen die einde van die maaltyd word een van die kinders verkieslik 'n dogtertjie gestuur om die Afrikomen te kry waar dit wegsteek is. Dis nou daai wat in die doekie toegedraai het. Terug by die tafel kry sy haar betaling, 30 sent. Ek die boekie is seker lank terug. Onthou, dit was 'n vrou wat die leë graf ontdek het. Dit is hoekom die dogtertjie. Die papa het nou die tweede dele van die Afrika weer by mekaar om te wys dat wat gebreek was weer heel gemaak is. Dit dui op die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Sy begrafnis en sy opstanding, die brood word nou gebreek en uitgedeel aan die tafel. Dit was op hierdie stadium wat Yeshua die nagmaal ingestel het. Hy het in Lukas 22 vers 19, hy het die brood geneem, God daarvoor gedank, dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my nagedagtes. So ons dit moet gereeld tot nagedagtes gevolg word. En dan het hulle 'n seëngebed, maar dit is lyk my in Hebreëus. Hebreëus het die al. Derde beker is die beker van verlossing. Dit wat ek nou gesê het, is soos versoening en verlossing. Hierdie beker word gevul totdat dit oorloop, Psalm 23. Dit dui op God se guns en die oorvloed waarmee hy ons wil seën. Dis Johannes 10 vers 10. Julle sal die skrifte gaan lees, want julle het die kopie, né? Sal julle ook.
Na die ete het Yeshua hierdie beker geneem, God daarvoor gedank en gesê: "Drink almal hieruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes." Dis Matteus 26 vers 27 en 28. En dan halal, lofprysing en danksegging. En wat baie belangrik is op hierdie stadium van die maaltyd word Psalm 113 tot 118 gesing, om te dink aan die psalms wat in die tempel gesing is tydens die slag van die Paaslam, toe die tempel nou nog bestaan het. Ons lees in Matteus 26 vers 30 dat Jesus en die disippels ook die halal gesing het voordat hulle na die Olyfberg betrek het. So, hy het dit gevier. Ons kan hierdie tyd gebruik om lof en aanbiddingsliedere te sing, asook om te bid en Vader te dank vir sy genade en die verlossing wat hy vir ons deur die liggaam Yeshua HaMashiach bewerk het. En dan is dit die laaste beker, en dink is die laaste blad ook. Die beker van die koninkryk. Tradisioneel word daar vir Elia 'n plek gedek na aanleiding van Maleagi 4 vers 5 tot 6, waarin die Here sê dat hy Elia gaan stuur om die vader met die kinders te versoen. Daarom word een van die Joodse kinders na die deur gestuur om te kyk of Elia nie daar gekom het nie, en word hierdie beker gedrink met die bede dat elke Elia daar volgende jaar sal kom. Net soos Johannes die Doper die weg berei vir Yeshua se eerste koms, Matteus 17, 10, 13, sal die Heilige Gees die kinders van Jahwe wakker maak om in gees van Elia die weg te berei vir die tweede koms van Yeshua, wat dan sal kom en dinge herstel by die verhouding tussen vader en kinders. Yeshua het egter volgens Matteus 26 vers 29 nie die vierde beker geneem nie, maar gesê: "Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink." Nou hier sê hulle, volgens Joodse tradisie sou 'n voornemende bruidegom ouers vra en is die huwelikskontrak beklink as die bruid sê ja deur 'n beker wyn te drink. Die volgende keer wat die bruidegom en bruid saam wyn drink, is die huwelik onder die kippah, afdakkie, simbool van God se covering. Dit word bevestig, so. Dit is God se covering. As ons hierdie beker drink, kom sê ons opnuut ja aan ons bruidegom. Yeshua gee ons die belofte dat sy bruid saam met hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van God. Lees gerus die boekie, die ja-woord is uit 'n kykie na die simboliek van die Joodse huwelik. So, dit is maar die Joodse huwelik is maar onder 'n koepel. Ja. Maar vir ons beteken dit dan maar die beskerming van God. Okay, ek het nou hierdie klaar gelees. En dan Yeshua het Pasga saam met sy disippels, bekend as die laaste avondmaal, gevier, waar hy die nagmaal ingestel het deur brood en wyn te neem, dankie te sê en te verklaar dat hulle sy liggaam en bloed is om ter herinnering aan hom dink. Dit is wat daar gesê word ook. Hier is 'n meer gedetailleerde verduideliking. Die laaste avondmaal as 'n Pasga maaltyd. Die evangelies van Matteus, Markus en Lukas dui almal aan dat Yeshua en sy disippels Pasga, die Joodse feesdag, wat die Israeliete se uittog uit Egipte herdenk het, op die eerste dag van ongesuurde brode gevier het, toe hulle die Paaslam geoffer het. En aan die ete, tydens die maaltyd het Yeshua brood geneem, geseën en dit gebreek en dit vir sy disippels gegee en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Hy het toe 'n beker geneem, gedank en dit vir hulle gegee en gesê: "Drink almal daaruit, dit is my bloed van die verbond wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes." So, dit is sy instelling wat ons dan elke jaar moet vier. Belangrikheid daarvan, deur die nagmaal tydens die Pasga maaltyd in te stel, het Yeshua die tradisionele Pasga maaltyd omskep
in 'n herdenking van sy offer en sy nuwe verbond met die mensdom. Pasga as 'n tipe van die Nuwe Testament Pasga, die Ou Testamentiese Pasga met sy offer van lammers en die bloed wat aan die deurkosyne gesmeer het Jesus se offer as die uiteindelike paaslam vooraf geskadu. Ja, vooraf skadu. Wie se bloed verlossing van sonde en dood sou bring. En Yeshua se woorde was tydens die laaste avondmaal: neem eet, dit is my liggaam en dit is my bloed van die verbond. Is die sleutel tot die begrip van die betekenis van die nagmaal as 'n herdenking van sy dood en 'n manier om sy offer te gedenk. En op hierdie bladsy is die baie skrifte. Julle het die koepie, sal julle 'n bietjie deur dit gaan, want dit gaan alles oor die paaslam. En ek gaan nou lees, en tog soos met alle tipologie, het Yeshua op baie maniere ooreengestem met die Ou Testamentiese tipe, soos die paaslam. Was hy 'n volwasse man, want die paaslam, so dit het ooreengestem met die Ou Testament. Nie een van sy bene was gebreek nie. Daar het ek skrifte, Eksodus 12:46 en Johannes 19 vers 36. Hy is deeglik ondersoek en vlekkeloos gevind, 1 Petrus 2 vers 22, en hy is vir ons sondes geslag. 1 Korintiërs 15 vers 3 en Openbaring 1 vers 5. So julle kan dit alles maar deurlees. Ons roem daarop dat ons verlos is, nie met verganklike dinge soos silwer en goud nie, maar met die kosbare bloed van Yeshua, soos die van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En dit is 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy sê dat Yeshua ons pasga is geslag. Ons verlossing kom deur sy vervanging. Daarom kan Jahwe vir ons sê: as ek sy bloed sien, sal ek by jou verbygaan. So as hy sien jou hart is rein en jy skinder nie en jy het 'n tong wat jy beheer, dan gaan hy verby jou gaan. Hy gaan nie jou dood, jy verstaan wat ek bedoel, jou ewigheid wegvat. Ons kyk hoe. Okay, dit wat een vraag laat. Is sy bloed op jou toegedien? Is jy bedek deur die bloed? Onthou wat Eksodus 12 sê, streng gesproke was dit nie genoeg vir die paaslam om geslag te word nie. Om vir Jahwe oor hulle te gaan, moes sy bloed aan hulle deur gesmeer word. As hulle dit weggelaat het, sou die lam hulle niks gedoen het nie. So hulle moes dit opgesmeer het. Op dieselfde wyse het Johannes Calvin een keer opgemerk dat solank as wat Yeshua buite ons bly, hy's buite ons liggaam, buite ons, nie in ons, sal ek sê, tempels nie, en ons van hom geskei is, alles wat hy vir die redding vir die menslike geslag gelyn gedoen het, is dan nutteloos en van geen waarde nie, vir ons nie. So, ons harte moet skoon wees. Dit is wat die belangrikste is, ons harte. Ja, dit help nie mens, ek dink so, die volg alles presies soos wat hulle sê nie, en jy het nie 'n goeie hart nie. Mens moet 'n goeie hart hê, maar mens sal sê, ek sal ook sê, ons moet sy wette gehoorsaam ook, jy weet. En dan jy moet kyk na die lam wat vir jou deurboor is, en hom deur geloof omhels, as jou enigste beskerming teen Jahwe se toorn. Geloof is die instrument waardeur sy bloed op jou persoonlik toegedien word. As jy in nederige geloof aan sy deur klop, sal jy vind daar's genoeg plek in sy huis vir jou. En wanneer Jahwe se die bloed sien, sal hy by jou verbygaan. So dis 'n mooi uitdrukking hierdie. Dan is daar plek in sy huis vir jou. En dis die laaste blad.
Maar dis baie belangrik hierdie stukkie vir my nogal. As jy 'n nederige geloof aan sy deur klop, sal jy vind daar is genoeg plek in sy huis vir jou en wanneer Jahwe die bloed sien, sal hy by jou verbygaan. Dit is 'n groot betekenis vir 'n mens, ja. 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 8. Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg weer trek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees en dit is julle ook werklik. Ons Paaslam is immers geslag, dit is Yeshua. Laat ons aan fees vier nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Dit gaan nou oor die suurdeeg wat as mens kyk ons hulle moenie gesuurde brode eet nie, maar in jou hart moet jy ook reg wees. Jy moet ook nie suurdeeg is eintlik teken sonde. Ja. En dan hierdie wat ek nou gaan lees is vir die inner renewal. Ek het ook oor jou sondes beweeg deur my kosbare bloed is jy versoen. Ek was die volmaakte offer sonder vlek of gebrek. Jy is gered deur my genade, maar nou wil ek hê jy moet die suurdeeg van sonde uit jou siel kry, suiwer en raak ontslaaf van dit wat van die ou selfsugtige sonde natuur is. Dit is nou wat Jesus sê, Yeshua. Jy is ongesuurd as jy nie my offer en my bloed aanwend. Onverwond bestaan nie meer uit uiterlike werke nie, maar innerlike vernuwing en reiniging van die hart. Dan sê Jesus, ek bevry jou van die slawerny van die sonde en jy is vry om daarin te wandel, my te vertrou vir heiligheid, vrede en 'n lewe wat my toelaat om jou Elohim te wees en jou na my beeld te vorm, sondeloos, heilig en ten volle gehoorsaam. Jy kan dit nie doen of iets byvoeg by wat ek gedoen het vir jou deur myself te gee nie. My taak van verlossing was voltooi. En dan sê hy verder, ek wil egter hê jy met jou verlossing bewys deur saam met my op 'n reis te wandel waar jy ontslae raak van die suurdeeg in jou lewe wat jou reinheid en heiligheid bederf en jou onrein maak. So die suurdeeg maak ons onrein. Die korrupsie van die vlees is so suurdeeg. Sien jy hier vergelykheid dit? Suurdeeg wat jou in trots en selfsug laat verrys. Ek wil die vleeslikheid my vol kry, want dit veroorsaak dat jy in die weg van trots wandel en nie op die pad van heiligheid nie. Ja, wees pragtig, gebroken en gebrekkig soos jy is op die pad waarop jy is. Maar moenie dit as 'n verskoning gebruik om in die vlees te wandel nie. Ons moenie in die vlees wandel nie. Laat my toe om die suurdeeg van korrupsie van die vlees uit jou te haal. Jy sal nie die suurdeeg uit jou lewe kry as jy nederig voor hom is. Miskien is die korrupsie in jou tong. Dis wat ek nou gesê het. Wat help dit dan nou, jy weet? Want dit is een van die grootste sondes wat daar is die tong, want hy kan jou doodmaak. Ok, dan wil ek hê, jy moet jouself nederig voor my maak, en net woorde wat ophef, vermaan, onderrig, opbou en bemoedig in liefde uit. Liefde is nou baie belangrik ook, jou medemens, en so, selfs jou vyand. Ek wil hê, jy moet net lewe spreek, en as jy jouself nederig maak, om aan my weet te voldoen, sal die suurdeeg van jou verwyder word, as jy hom volg. Dit is 'n proses, 'n daaglikse wandeling van luister en gehoorsaam. Laat my dus toe om jou te oortuig, laat my toe om jou hart te ondersoek.
hier is die hart weer belangrik. Dit staan baie keer uit in die pasga gedeelte en die ongesuurde brode. Miskien is die korrupsie in jou gedagtes. Miskien is dit trots wat jou onbewuslik mislei. Daarom moet jy bid vir die lig van my woord, om die oë van jou verstand te verlig, sodat jy nie dink dat jy in die lig is en dan is jy werklikheid in die duisternis nie. Bietjie vir bietjie sal ek jou heilig maak, soos jy in nederigheid tot my nader. Dit is soos die snoei van die dinge. As ek jou nie snoei nie, kan jy nie groei nie. As ek nie al die trots en eie ek afsnoei nie, hoe sal jy in staat wees om saam met my te wandel? Hoe sal ons dan in staat wees? Omdat trots op die wandeling in die vlees lê, word die vlees bederf as gevolg van die begeerte daarna. As jy in die vlees wandel, begeer jy vervulling, maar sonder om na my te kyk, jy kyk dan nie. Dit is afgoderry en rebellie teen my. Wandel saam met my in nederigheid en jy sal 'n begeerte hê om my te gehoorsaam. Jy sal 'n begeerte hê om my te gehoorsaam, jy sal 'n begeerte hê om my weë te volg en ek sal jou vervulling wees. Jy sal volwasse wees, heel volledig en vervul. Tevrede in die enigste een wat die werk in jou kan voltooi. Toe Israel Egipte verlaat het, daar was die tyd om suur in die brood te sit en te wag, dat dit opgaan nie. Daarom moes hulle uit nood brood sonder suurdeeg maak. En dis in Deuteronomium 16 vers 3. Ongesuurde brode, het dis 'n kulturele herinnering vir die Pasga geword, en veral toe Jahwe hulle uit Egipte verlos het, dat Jahwe hulle verlosser was. Daarom elke keer wanneer ongesuurde brode geëet is, sou Jahwe se verlossing van dood en slawerny opkom. En dit is hoe die pa maar vertel het vir die kinders van die verlossing, as hulle nou die feesmaal gehad het. Ons sien ook later in die teks, dat Joshua die bose leerstellings van die fariseërs vergelyk met die ongesuurde brood, soos die suurdeeg die brood opblaas. Joshua vermeerder brood soos manna uit die hemel en voed 4000 by een geleentheid en 5000 mense by 'n ander wonderwerk na alle opsigte. Joshua en sy disippels verlaat die gebied en die fariseërs vra kort daarna vir 'n teken uit die hemel, waarin Joshua hulle verloon. Bose geslagte vra altyd vir 'n teken. Hy sê, waarom vra hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, geen teken sal aan hom gegee word nie. Markus 8:11-13. Hoekom? Dit lyk vreemd, want hy het nie die mense 'n teken van sy mag gegee nie. Wel, dit is omdat tekens, wonders en wonderwerke mense nie noodwendig tot bekering bring nie. Sien, dit is soos by die Rooi See wat ek nou gaan lees. En sê nou, okay, wat die hele punt van die wildernis rondwaal. Hulle het gesien hoe die Rooi See deel het, maar hulle het gekla en nie gehoor gegee aan Jahwe se bevele. Hulle het gesien hierdie wonderwerk. Dit was nog altyd oor die hart, die onsigbare dinge in die lewe, wat hierdie sigbare versluier is. Met ander woorde, Jahwe gebruik hierdie wonder nie om aan almal sy wonderbaarlike krag te wys nie, maar as 'n teologiese simbool vir goeie lering. Jahwe vermeerder, maar die mens blaas op. En dis in 1 Korintiërs 8 vers 1. So julle sal die verse lees, nie? Die verskil hier is belangrik. Jahwe se lering sal uitbrei en vermeerder vir al die mense, Matteus 13 vers 23, terwyl bose lering slegs innerlik groei, bose leringe. Is dit trots en selfsugtig, suurdeeg of suurdeeg? Dis 'n simbool van valse leringe geword. Jy sien, dis die valse leringe is suurdeeg wat in jou lewe gekom het. En daar's baie skrifte hier in verbonde, Galasiërs 5:8-9, Markus 8 vers 15. En as die laaste paaslam waarvan het Yeshua ons
Waarvan het Yeshua ons verlos? Van die dood en die slawerny, van sonde, 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57, Johannes 8 vers 34, Romeine 6 vers 6 en 16. Yeshua vergelyk homself ook met brood as die brood van die lewe, Johannes 6 vers 35, wat verwys nie wat nie net vir manna wat tydens die woestynswerwing geëet is nie, maar hoofsaaklik na hierdie ongesuurde brood wat tydens Pasga geëet is. Wat Yeshua en sy disippels tydens die laaste maaltyd geëet het. Tydens die laaste. En dit is nou die laaste blaad. En omdat gis sy negatiewe konnotasie is, bied dit waarskynlik rede om aan te neem dat die apostels, hier staan Sondag, maar dit meen eintlik Shabbat. Want hulle het dit ons gehou op 'n Sondag, maar ons Shabbat is op Saterdag. En dit is op Yeshua se dag wat hulle die ongesuurde brode geëet het. Wat die dag is waarop die Yeshua uit die graf opgestaan en die dood oorwin het. Amen. Nou kan ek